So ek gaan vir julle twee persone se verhale vertel. Julle ken nie die persone nie, maar julle ken wel die situasies. Ek gaan hulle net noem persoon A en persoon B en dis net te toeval dat albei persone vrouens is. Niks daarmee maak nie. Dit kan net sowel mans gewees het, soos ek die verhaal vertel, sit self die man ook daarin. Dit kan net sowel mans gewees het. Inteendeel, ek dink die eerste persoon kan eintlik meer 'n man wees as wat dit 'n vrou kan wees. Maar alright, dit is maar net die storie. So ek gaan vir julle twee verhale vertel en dan gaan ons 'n paar vrae gesels rondom dit en dan gaan ek vir julle die hele preek wat ek het, is nie regtig vanoggend 'n preek, is meer 'n saamgesels ding oor ons terugverwys na die twee persone se verhale toe. So okay, persoon A is 'n finansiële bestuurder by 'n maatskappy en die maatskappy is in die proses om 'n kontrak te kry vir 'n klomp laagkoste behuisings. En weens haar posisie is sy nou deel van dit, maar sy kom agter dat ander persone in die maatskappy besig is om hulle finansiële posisie, hulle state en al daai goeders, die boeke, so bietjie op te blaas, as ek dink die regte woord, so bietjie beter te maak as wat dit werklik is, met die doel om die kontrak te kry. Nou, dis persoon A. Persoon B is 'n 17-jarige meisie in matriek en sy word hier later in die jaar 18 en sy het swanger geword. En nou sit sy met 'n magdom vrae wat sy nie lekker weet hoe om dit te hanteer nie. Vrae soos met ander woorde, moet sy volhou met die swangerskap? Gaan die ou by haar bly? Moet hulle dalk nou al reeds trou? Wanneer moet sy haar ouers vertel van dit? En dis die goed wat op haar weeg. Gaan sy matriek ook kan klaarmaak? En dis die goed wat by haar weeg. Twee verskillende mense, twee verskillende situasies, maar elkeen worstel met die vraag, wat moet ek doen? So persoon A moet besluit, gaan sy dit uitwys of nie? Right. So nou gaan julle om die tafels dit bespreek, maar hoor, hier's 'n baie fyn opdrag. Hoor mooi die klem. As die twee persone met wysheid moet optree, wat dink julle sal hulle doen? Hoe sal dit dan lyk as hulle met wysheid optree? So gesels saam met mekaar oor wat dink julle? Hoe sal dit lyk as daai twee mense met wysheid optree? So ek gaan genoeg tyd hê. Gesels bietjie saam. Ek wil net gou ietsie noem rondom persoon A. Let wel dat persoon A se situasie is dat as sy dit uitwys, sy moontlik haar werk kwyt is. As sy dit nie uitwys nie, kry tientalle mense laagkoste behuising wat hulle kan bekostig. So as dit nie gebeur nie, het daai mense nie huise nie. OK, gesels verder. So goed, gesels julle nog of kan ons begin hoor wat is die wysheid? OK, wie kan vir my begin 'n terugvoer gee? Jy kan nou net rondom persoon A, persoon B of al twee sê sommer wat het julle daar om die tafel gedoen? Ek gaan van die standspoor uit werk dat ons gaan verskillende opinies sê en so ons gaan nie net aanvaar dat een persoon se antwoord reg is nie. So kom ek hoor, wat het by julle uitgekom? Niks al bespreek, Antoinette. OK. Ja, dit is die vraag op die tafel, wil sy lewe of uitpraat, alright, maar wat moet ons nog doen? Wat is daar nog? Wat sal hulle doen, Andrei? OK, so by persoon A is die regte ding om te doen. Hoekom is dit die regte ding om te doen?
Okay? Right, so die ding is, wees eerlik, en wat ook al die gevolge is, moet gebeur, en dis tussen twee goed. Okay, so daar's 'n gewete wat 'n rol gaan speel. Okay? Yes. So as hy dit nou nie sê nie, kan daar ander gevolge ook wees dat sy alleen aangekla kan word. Sy gaan dalk moet in 'n hof gaan staan of iets in daai lyn. Dis nou die prokureurswêreld waar hulle uitkom, nee, ons hoor dit. Okay, so daai is die ander kant. Wat nog? Kom 'n bietjie by persoon B uit. Ja. So sy sit in 'n moeilike plek van gewete van as sy nie praat nie en 'n gewete van as sy praat oor wat word van hulle. So sy word sy sit met gewetensissues daai kant, nee. Okay. So sy moet maar praat want heel moontlik gaan iemand anders daai ding. Okay. Alright, daar agter het ek 'n hand gesien. Okay. Kom bietjie by persoon B uit. Ons praat baie oor persoon A. Is jy bang vir persoon B? Hoekom moet persoon B eers die dominee gaan sien? Hoeveel die antwoord is 'n retoriese vraag. Okay, wanneer? So gou as moontlik, okay? Hoekom? Okay, sy moet dadelik na ouers toe gaan want haar ouers kan haar help. Ja, dit is die oop vraag. Ons ken nie daai situasie in diepte nie. So dis deel van hoekom ek dit so oop gelos het. Want ja, ons kan maklik sê gaan na jou ouers toe, maar ons weet nie wat se tipe ouers hulle is nie. Alright, wat nog? In albei gevalle is daar meer as een persoon wat geraak word, okay? Yes. Ja. So wat Petrus mee help is om te sê, die wyse ding is dalk om daar is meer as een partye in al hierdie gevalle betrokke. Dis nie net dieself nie, daar's ook ander en daar moet wysheid daarin kom om te onderskei tussen ek wil nie sê die belangrik nie, maar waar die effekte oor ons gaan wees. Alright? Ja, Antoinette, nog iets. Ja. So okay, so ek hoor sonder nou te sê presies waarmee staan daarmee, maar die punt is dat daar word gereken oor hier's moontlikhede wat kan doen, daar's uitkomste wat bepaal word. So ek gaan die gesprek gou eers vir 'n oomblik hier stop. Want ek wil gehoor het julle vir jou vra, is alles wat julle gesê het, ek sou probeer voor die tyd al try uitfigure en 'n aanname maak waarmee gaan julle werk, want dit is baie maar dieselfde waarmee ek ook worstel. En ek gaan dit nou al sê, julle deur die teks wat ons gaan lees en die goed wat ek uitgewerk het ek regtig mee geworstel hierdie week. Kyk, my kop het op 'n stadium so gepyn dat ek naderhand nie meer weet wat ek kan doen nie. Maar right, hier's die ding. Het julle baie mooi gehoor oor wat julle antwoorde is in terme van die opdrag was om met wysheid op te tree. Maar wat is die een ding wat ons agterkom? Ek weet nie of julle dit mooi gehoor het nie, so ek gaan vir julle maar sê sonder om nou dat julle nou julle koppe breek oor. Alles wat ons vir mekaar nou gesê het, was daar 'n bepaalde uitkoms gewees. Ons reken, alright, sy kan nie gaan vir 'n abortus nie want daar's sekere goed teen dit. Sy moet dadelik na haar ouers toe gaan, maar die uitkoms van hulle kan haar ondersteun of die uitkoms hulle gaan haar op straat sit en weggooi. Persoon A is gereken, sy moet dit sê want sy kan dalk hof toe gaan, daar's 'n bepaalde uitkoms wat volg daarop, of sy gaan stil bly met die bepaalde uitkoms dat sy ook goed doen daarin, dat sy ander mense 'n behuising gee. Met ander woorde, wat sê die Engels, the end justifies the means. Daai tipe van beginsel. So ons alles wat ons vir mekaar sê vanoggend, dis wat ek gehoor het. En ek is self daar gewees, hoor mooi. Is dat wanneer ons dink ons tree met wysheid op, is omdat ons die uitkomste wil bepaal. Ons bepaal dat die uitkoms half sê of dit wys is of nie. So as die uitkomste goedgunstig is, so sê nou maar persoon A het stil gebly en dit is nooit uitgevind nie. Klomp families het goedkoop behuising gekry, alles is happy.
dan was dit mos nou 'n wyse besluit gewees. As die uitkomste goed was. As die uitkomste nie gunstig was nie, sy's op die ou ende hof toe, whatever, tronk toe en al daai goeders, dan was dit mos nou nie 'n wyse besluit gewees nie. Nee. As jy hoor hoe ons wysheid, ons redenasie rondom wysheid, gekoppel aan bepaalde uitkomste. Nie net uiterlik is nie, maar ook die innerlike. Paar mense het gesê, haar gewete gaan haar pla. So met ander woorde, is 'n geloofsissue binne na. En die vraag is sy besig, albei persone besig om reg te doen ook in God se oë? Gaan dit haar pla? So is ook 'n innerlike uitkomste. Gaan sy iewerste voor God kan staan? Dis uitkomsgedrewe, selfs daarin. En dit was my dilemma. Toe ek met hierdie teks begin werk, wat ek nou vir julle gaan gee, is dat ek gesit het met hierdie ding. Want hoe weet ons wat is die uitkoms? Hoe weet ons watter uitkoms regtig wysheid was? So julle kan saam blaai, so 'n paar goeters lees. Jakobus, hier aan die einde van die Nuwe Testament. In my Bybel bladsy 302, Jakobus 1. So Jakobus 1 vers 2. Die eerste vers is net 'n groet en dan vers 2 begin. My broers en dan susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Kom ons stop daar. Julle moet bly wees oor allerlei beproewings wat oor julle pad kom. Hoe moet ons daai bly wees verstaan? Dink vir 'n oombliekie na. Hoe moet ons bly wees oor daai beproewing? So dink gou persoon A, persoon B. Hoe moet hulle bly wees oor die situasie waarin hulle sit? Want dis beproewings daarin. Ons kan nou sê persoon B se beproewing was al reeds daar gewees en sy het daarin nou nie al klaar misluk, kan 'n mens half sê. En maar dis nie die punt nie. Hulle sit nou in 'n situasie. Moet hulle bly wees daaroor? Jakobus sê, wees bly. Die waarde van die situasie toets, okay? Sê weer? Okay. Okay, kom ek gaan verder met die vers. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Nou hoor ons 'n tweede ding hierso, voordat ek nog die blydskap verduidelik. Nou hoor ons 'n tweede ding hierso. As julle geloof die toets deurstaan het. So met ander woorde, beproewing klink soos 'n toets. En wie gee daai toets? Julle het die prentjie op WhatsApp gesien, as ek hom uitgestuur het. Julle, wie gee daai toets? Alle dan? God. Gee God die toets. Hoekom nie? Ja, maar dis jou besluit, maar die beproewing self. Jy het nie besluit om in die beproewing te wees nie. Die beproewing kom na jou toe, die versoeking kom na jou toe. Die vraag is, wie gee daai beproewing voordat jy nog 'n besluit kan neem? Jy sê dan. Ja. Yes. Jy is heeltemal reg. So dis heel moontlik. Ek vat hom na 'n kant toe, want dit is wat ons doen en dis hoekom ek op die tafel wil sit. Ons sien baie keer allerlei versoekings en beproewings waardeur ons gaan, as iets wat God oor ons pad bring. As dit met hierdie vers, want God wil my toets, hy wil kyk of ek dit kan hanteer. Met die ding van dat, as ek sterk genoeg is, kan ek hier deurkom, nê? Al daai goeders. En dan is dit interessant, net 'n entjie verder aan. Vers 13. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. So baie duidelik, so beproewings, versoekings nie van God af nie. My woorde is, die wêreld is stikkend.
Dis 'n gebroke wêreld hierdie. En daai stikkindheid kom in ons lewens in. En dis die beproewing. En Jakobus sê nie, wees bly oor die beproewing as sigself nie. Hy sê, wees bly oor wat daar kan uitkom. Julle het my al baie gehoor wat ek sê, God kom nie in en hy vernietig 'n klomp goeters nie. Hy veroorsaak nie die seer nie. Maar God kom wel in 'n situasie in, en hy kom maak dit mooi. Hy kom herstel dit. En dis wat Jakobus hier probeer sê, is wanneer jy in 'n beproewing is, wees bly, want jy kan daarin volhard, en dan kan jy, in sy woorde uit die Grieks uit, is heel wees in God. Nou, Jakobus sê nie vir ons moet, wat is die woord, masochiste wees, om lekker te kry in die pyn nie. Hy sê nee, wees net bly vir die moontlikheid wat daar uitvloei. Right, so ek gaan verder lees, en vers 4 gaan verder. Dit stel jy in staat om te volhard, en die volharding moet einduit volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Ek gaan dit weer lees. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Nou julle, ek hoor dadelik 'n paar goeters hier binne-in, wat dit vir my verskriklik moeilik maak. Die volharding moet einduit gedoen word, sodat ek by 'n geestelike rypheid kan kom. En sê nou, ek kan nie volhard nie, sê nou, kan dit nie voluit doen nie. Met ander woorde, dan is ek nie geestelik ryp nie. Met ander woorde, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan dan nie voor God verskyn nie, want ek kan dit nie reg gekry het nie. Ek kon nie die versoeking weerstaan het nie. Ek het misluk daarin. Die toets het ek met ander woorde gefaal. Ek kan nie volhard nie. Nou het ek nie geestelike rypheid nie, beteken ek is dan nie goed genoeg vir God nie. Dis die Jakobus redenasie. Dis presies hoe die vers dit sê. Maar ek dink Jakobus werk met iets anderste. Ek dink nie op hierdie stadium probeer hy sê, dit gaan oor of jy misluk of slaag nie. Want hy gaan verder. Ek lees dit doelbewus in sarsie, sodat julle saam met my deur die logika gaan. Dis asof Jakobus 'n baie wyse mens was, want hy het geweet hoe ons as mense gaan redeneer. Hy het geweet dat ek gaan dit nie reg kry nie. En dan sê hy, maar as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou of sonder verwyte. So Jakobus weet dadelik, ook die mense gaan sê, ek is nie goed genoeg nie, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie volhard nie, ek het nie wat dit nodig het nie, en dan eenvoudig sê hy, so dit wat jy kort kom, vra dit net van God af. Asof hy geweet het, om te sê, ons gaan tekort skiet, dis nie 'n as nie, dis 'n wanneer. Ons gaan tekort skiet daarin, ons gaan dit nie reg kry nie. En dan moet jy weet, wat doen jy dan? En sy eenvoudige raad is, gaan vra die wysheid by God. En dan sê hy, God sal dit aan hom gee of aan haar gee, sonder voorbehou of sonder verwyte. Met ander woorde, jy kan gaan net soos wat jy is, met jou worsteling in terme van die versoeking en al die goeders, weet jy skiet tekort, jy weet jy sukkel om eintlik dit vol te hou. En hy sê, maar gaan na God toe, en wat doen God? Hy aanvaar dit, hy neem dit in, sonder voorbehou of verwyte. Hy judge jou nie in daai oomblik nie, niks nie. Hy vra dat jy na hom toe kom en dit van hom vra wat om te doen. Maar nou natuurlik koppel hy iets daaraan. Hy sê, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Mens moet gelowig bid. Dit klink so asof daar nou 'n
resep moet wees vir daai gebed, nê. Hoe klink 'n gelowige se gebed? Hoe is dit? Jy weet nou, dis wat my so met ander woorde, as ek nog altyd gebid het, het ek nie eintlik gelowig gebid nie. Dis hoekom dinge nie gebeur het nie. Nê. So dit klink. Jakobus sê iets anderste. Vanuit die Grieks uit het die woorde 'n herhalende faktor. So hy sê nie, gaan bid tot God en ontvang die wysheid en dan gaan leef jy jou lewe nie. So asof dit nou 'n eenmaal tipe van ding is nie. In sy woord daarvoor gelowig bedoel hy, gaan aanhoudend terug na God toe. Gaan vra keer op keer wat jy moet doen. Wat is dit wat God vir jou wil hê? Sien dit soos in terme van normale verhoudings. Niemand van ons kan in 'n goeie verhouding met mekaar wees as daar nie wat is nie. Goeie kommunikasie nie. Ek meen, julle is hierso en as ek nie gereeld met julle incheck nie, gereeld op 'n Sondagoggend met julle kuier of moontlik bel of 'n boodskap stuur nie, wat gaan van ons verhouding word? Dit gaan uit mekaar uitdryf. Ons gaan mekaar nie meer ken nie. En dis wat Jakobus eintlik in daai teks sê, is 'n gelowige bid, bedoel hy, is 'n aanhoudende kommunikasie met God, om aanhoudend te gaan vra. Nie net 'n een keer en dan is alles gefiks nie. Nee. Aanhoudend terug. Het jy al agtergekom as jy worstel met 'n probleem en dit maak saak wat die probleem is. Dit hoef nou nie 'n etiese probleem te wees of iets nie, maar en jy gaan sit by iemand en jy praat met iemand. Dan stap jy weg met nog nie noodwendige antwoord nie, maar jy voel half bietjie duideliker daaroor. En 'n week later as jy nog nie reg gekom nie, gaan jy terug en sê, "Hoor, ek het nou al 'n week gedink," en jy praat weer daaroor en jy stap weg. Dis 'n bietjie duideliker, met nog nie antwoord nie. Maar dinge in die proses raak vir jou al hoe meer duideliker met die aanhoudende praat en die klankbord wat dit is. En dis wat Jakobus al gedagte het. Is om te sê, wanneer jy in hierdie beproewings kom, as hierdie versoeking kom, gaan bid en vra vir God om jou die wysheid te gee. Maar gaan aanhoudend terug. Nie net een keer bid en verwag nou is alles gefiks nie. Gaan aanhoudend terug, want met daai gesprek saam met God ontvang 'n mens duidelikheid. Ekskuus. Nou hier is die groot ding, julle. Jakobus sê, ek dink ek het verder gelees, kom ek lees eens verder. Hy sê, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Dis ook Jakobus kompliseer dit verder. Nou sê hy vir ons, okay, gaan gebid gelowig, maar jy mag nie twyfel nie. Ja, daai twee goed kan nie vir my in een sin wees nie. Ek twyfel mos nou juis en daarom bid ek. Nou sê hy vir my, maar ek mag nie twyfel nie. Dis wat Jakobus doen en dis hoekom hy die beelde aansit. Hy sê, in hierdie twyfel is dit nie om te twyfel oor die besluit wat jy moet maak nie. Dis nie 'n twyfel in of God iets kan doen of nie kan doen nie. Die twyfel is nie daarin nie. Die twyfel is meer soos iemand wat soos 'n skip is wat nie geanker is nie. Dis nie 'n twyfel in die vraagstuk nie, dis 'n twyfel in waarin jy geanker is. 'n Skip wat op die see in 'n storm is wat nie geanker is nie, word heen en weer geswaai. So met ander woorde, Jakobus sê, iemand wat deur 'n beproewing gaan en nie gelowig bid nie en wat dan twyfel, is iemand wat dan op soek is na quick fix antwoorde. Dis iemand wat in hulle self verdeel is. Die Griekse woord is dipsychos, twee siel. So letterlik sê Jakobus in hierdie sin, as jy begin twyfel, dan is jy besig om jouself op te verdeel. En dis wanneer ons gryp na allerlei goeders toe om ons situasie te help. Ons gryp na boeke toe. Ons gryp na YouTube channels toe, whatever hierdie goeders is. Ons gryp na allerlei buitegoeders om ons te help, want ons is nie geanker nie. So Jakobus koppel dit direk, hy sê gelowige wat geanker is in God, gaan nie heen en weer geslinger word deur die beproewing nie. Want hulle weet waar hulle hoort, hulle weet waar hulle vas is.
en dit is in daai gesprek met God. So dis nie om sonder twyfel na God toe te gaan nie, dis om te sê, God, ek twyfel, ek is hier, maar ek staan vas hierso, want ek weet U is hier by my. U is die een wat my vashou deur hierdie beproewingstydperk. En ek dink dis vir my mooi daaruit. Is dat ek weet, ek kan met twyfel na God toe gaan, ek kan met my versoekings, my beproewings gaan, ek kan met my, noem dit nou maar 'n bietjie op 'n manier, klein gelowigheid op 'n manier, kan ek na God toe gaan, maar kan weet as ek daar is ek veilig, daar is ek tuis, daar is ek sterk. En hier is die ding nou. So nou kan ek goed, Dominee, dis reg. Ek hoor dit. Ek hoor dat wanneer ek in 'n versoeking is, wanneer ek in 'n beproewing is, dan kan ek na God toe gaan en God sal my daar ontmoet. Ek kan met hom gesels en hy gaan teruggesels met my. Ek weet ek is vas daarin en dis nie in hom wat ek twyfel nie, dis meer die situasie en die uitkomste nê, die uitkomste wat ons oorwonder en twyfel, hoe gaan dit lyk? Hier sit ek nou, nou wat nou? Wat is daai wysheid wat God my gee? En ek het so effens slegte nuus. Ek weet nie. Ek het dae spandeer om hierdie wysheid uit te pleis. Dae lank. Ek het meeste van die wysheidsliteratuur probeer deurgaan. Salomo, Job, Spreuke. En ek kom nie by 'n plek uit wat vir my sê wat wysheid is nie. Het julle ooit daaroor gedink? Ons sê tree met wysheid op, maar ek het in die begin gesê, wysheid volgens ons word gekoppel aan uitkomste. Nee, wysheid moet iets anders te wees. En al wat ek by uit kon kom, en dalk is dit 'n leë antwoord, maar dit is 'n eerlike antwoord. Ek kon nie wysheid pinpoint tot iets spesifieks doen nie. Want ek het agtergekom dis wat die Bybel nie kan doen nie. Nie een van die skrywers, nie Jakobus nie, niemand kan vir ons pinpoint wat wysheid is nie, want wysheid is so uniek tot elke persoon en elke situasie. Ons kan nie daaraan 'n resep koppel om te sê, okay, hier's wysheid. En as jy in 'n moeilike situasie is, stap 1, 2, 3, 4 nie. Dis nie hoe wysheid werk nie. Ek dink wat Jakobus probeer sê is, gaan soek die wysheid wat God jou sal gee in elke unieke situasie waar jy as 'n unieke persoon is. So ek het probeer om die klem te lê op die wysheid. Hoe tree ons met wysheid op? Jakobus het my geleer, miskien is dit nie die vraag nie. Miskien is die vraag eerder, wat doen jy wanneer jy in beproewing kom? Hoe leef jy dan? Gaan soek jy allerhande regverdige antwoorde in die wêreld, in hierdie stikkende wêreld, of gaan soek jy antwoorde by God? En ons weet nie hoe daai antwoorde gaan lyk vooraf nie, want dit is nie uitkomsgedrewe nie. Wysheid kan nie gedryf word deur menslike uitkomste nie. Wysheid word gedrewe deur dit wat God in die situasie vir jou uitwys. En dan wil hy afsluit en dis waarmee ek ook gaan afsluit. Is hierdie baie mooi woorde. Gelukkig, nê, nou, wees bly, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan, en ons het nou hopelik het julle nou gehoor, dis nie 'n toets om te slaag of in te misluk nie, dis 'n toets in bly by God. Sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So Jakobus sê, as jy keer op keer teruggaan na God toe, by hom standvastig is, dan gaan jy iets kry, en hy noem dit in die Grieks die kroon, verwys Openbaring toe, aan die einde gaan jy iets ontvang, naamlik die ewige lewe, die lewe saam met God. Maar daarmee wil ek dit ook bykoppel, dat Johannes 10 vers 10 sê Jesus, maar ek het ook gekom dat jy die lewe in oorvloed moet hê. En daar's 'n ding wat ons moet raak sien. Dis nie net 'n eendag ding gaan ek dit ontvang nie, ek ontvang dit ook alreeds nou. Ek ontvang eendag die ewige lewe, maar ek ontvang nou ook lewe in oorvloed. En ek dink dis die ding, as jy met wysheid wil leef, weet jy waarheen om te gaan en na wie toe om te gaan. En jy sal daarin 'n lewe van oorvloed kry. Nie omdat dit maklik is nie, nie omdat jy altyd die regte besluite gaan neem nie,
maar omdat jy weet, jy's geanker in God, wat saam met jou, deur jou twyfels gaan, saam met jou daar is. En ek wil hê net vir 'n oordeenking, het ek 'n lied vir die ding spesifiek geskryf weer. Sit terug, daar's nie prentjies nie, so swart agtergrond met hierdie woorde, ek wil hê jy moet hierdie woorde inneem van dit. En dink sommer aan jou eie lewe, die beproewings waardeur jy gaan, jou twyfels, en wat vir oggend vir jou beteken, as God sê, maar ek is hier, anker jou in my. Neem hierdie twyfel hart, neem hierdie vrese Heer, neem my woorde aan en gee my wysheid Heer. By U is daar by U is daar lig, by U vind my hart weer rus, by U vind my siel vrede. U bly getrou, U wys die weg, U bly naby, keer op keer. U is die een na wie ek terugkeer, by U alleen is lewe Heer. Neem nou my laste op, neem my in U hande, Heer. Neem nou my gebrokenheid en skenk my U genade, Heer. By U is daar lewe, by U is daar lig, by U vind my hart weer rus, by U vind my siel vrede. U bly getrou, U wys die weg, U bly naby, keer op keer. U is die een na wie ek terugkeer, by U alleen is lewe Heer, by U alleen is lewe Heer.